Die arme man mag min besit, maar weet dit, dat God sy regsaak vir hom stry. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Op hierdie woensdagmôre groet ek jou. Dit het darem maar koel geword hier by ons in Noordwes. Ek sien baie waters gaan losgelaat word daar uit die damme uit van die baie reën. En toe ek met my broer gepraat het, toe sê hy vir my, hy hoop maar, kyk, hy bly daar in die Noord-Kaap, daar in Ograbië se wêreld. Hulle doen onder andere grondverskuiwingswerke en hy sê, hy hoop nou maar, die ouens hierso in die Vrystaat en oral waar die groot damme is, hulle is wys met die manier hoe hulle die water gaan los, dat hulle nou nie weer vloede kry daar in die Noord-Kaap nie, so baie reën. En dit is ook 'n manier van hoe die Here ons land en ons mense seën deur die baie reën. Vanmôre gesels ek met jou oor 'n ander praktiese gedagte, as ek dit 'n praktiese gedagte kan noem, dalk is dit nie 'n praktiese gedagte nie, maar ek wil met jou gesels oor die arm man, die arm man. Jy weet, 'n mens kan so duidelik sien wanneer die ekonomie druk, nê, en mense afgelê word. Dalk is jy een van hulle. Dalk beleef jy ook hierdie geweldige druk finansiëel, omdat jy dalk afgelê was by jou werk as gevolg van die ekonomie. En natuurlik hierdie geweldige druk van die prys van die produkte daar in die winkels wat die hoogte inskiet, nê, as gevolg van die druk van die ekonomie. Dis brandstof, jy weet ons maak die brandstof, vandag is hy af, môre gaan hy weer op, en dan is hy weer af, môre is hy weer op, en so gaan dit maar op en af, en dit is 'n geweldige druk, en baie mense as gevolg van hierdie ekonomiese druk, weet ons mos nou verval in armoede. En ek het onlangs gehoor van mense wat langs die straat moes gaan staan en bedel vir nodige middele as gevolg van 'n motorongeluk wat hulle hele lewensprentjie verander het. Hulle sekerlik van hulle werk en werksvermoëns beroof het, nee, dis hoekom hulle op die straat beland het. En as ek van arme mense praat, dan praat ek nie neer op enige persoon vanoggend nie. En hoe dikwels ontneem 'n mens nie die arme man van sy menswaardigheid as ander op hulle neerkyk en hulle verwerp en as benede ons sien nie. Hoeveel kere word hulle goedheid nie misbruik wanneer hulle iets vir die vermoëndes doen nie, en hoeveel keer word hulle nie besteel van die een wat eintlik oorvloed het nie. En ek sê dit want ek het een keer gehoor van iemand wat by die arme gekom het en iets van hom gekoop het en sy prys afgestry het. Die arme het maar die verlaagde prys aanvaar, want dit kon hom help om karige kos te koop vir hom en sy gesin. Maar die hartseer agter hierdie saak is, hierdie vermoënde een het haar voete onder die restaurant se tafel gaan inskuif. Sy kon bestel wat sy wou. Sy het nie eers al die kos opgeëet nie, en sy het die restauranteienaar wat ook vermoënd was, die prys van die kos betaal, sonder om te onderhandel of 2 keer daaroor te dink. Eendag het 'n man my vertel hoe hy in 'n parkeerarea gekom het en besigheid daar gaan doen het in die besigheidsentrum. Toe hy uitkom, toe was daar 'n man wat uit behoefte 'n gereedskapstuk aan hom wou verkoop. Die gereedskapstuk was nie in die beste toestand nie, dit was baie oud, maar dit het gewerk. En die prys was eintlik vir hom heeltemal te veel. Maar saam met die prys het die man die rede vir die prys gegee. Hy het gesê dis wat hy nodig gehad het vir 'n spesifieke, onmiddellike behoefte in sy huisgesin. Hierdie man sê hy het die prys betaal en die man kon natuurlik sy behoefte gediens het. Kind van die Here en luisteraar, op hierdie noot lees ek vir jou gou wat sê Spreuke 22 vers 22 tot 23. Salomo sê, beroof die arme nie, omdat hy arm is nie. Met ander woorde, moenie die arme man uitbuit nie. En verbrysel die elendige nie in die poort nie. Moenie 'n ou verkleineer nie. Want, vers 23, die Here sal hulle saak verdedig en hulle berowers, die wat hulle beroof, van die lewe beroof. Geweldige ding wat hy hier sê. Jy weet, na hierdie skrif wat ek gelees het, het ek nie eintlik veel verder om te sê nie, behalwe om vers 23 vir jou te beklemtoon.
Die Here staan as verdediger van die arme man of vrou. Die Here stry die regsaak van die arm persoon. Die arme man het dalk al sy vermoëns verloor om sy eie sake te stry en homself te kan verdedig, en hy het nie meer die middele of die vermoëns om sy status op te tel, wat hy moes laat vaar het as gevolg van dit wat die lewe hom gedeel het nie. Maar die woord sê, dat God as regter opstaan vir die man en vir daardie arm vrou. En as 'n mens 'n arm man te nakom, tree God in. En weer wil ek beklemtoon, daardie laaste gedeelte. God sal die wat hulle beroof, van die lewe beroof. Kom ons dink 'n bietjie hieroor en ons pas dit toe. En vir die arme man wil ek vandag sê, God sien jou, God hoor jou, en God bemerk elke wandaad aan jou en jou gesin gedoen. En weet dit dat God jou saak vir jou stry, al sien jy dit nie. En ek bemoedig jou vandag. Dawid het gesê, ek was jonk en ek het oud geword en nooit het ek die regverdige gesien broodgebrek ly nie. As jy kant van die Here is, hierdie is 'n waarheid wat jy kan vat vir jou. Dis 'n waarheid, maar dit is ook vir my 'n belofte, dat God kyk agter jou. Ek het op 'n ander plek gelees in die Bybel, ek weet nie waar nie, die jong leeu's en die kraaie kry swaar en hulle soek kos. Maar jy moet weet, God sal vir jou sorg. Kom ons bid saam. Here, lei ons om 'n hart vir ons behoeftige broers en susters te hê en om 'n kampvegter vir hulle te wees. En Here, gebruik ons om ander te raak en waar ek kort skiet, my arms langer te maak om hulle te help, so ver as wat dit vir my moontlik is, alles tot U eer. Amen. Blessings, kind van die Here, tot ons volgende week, selfde tyd, nie volgende week nie, Vrydag, selfde tyd, verder gesels. Blessings.